Vriende, kom ons sê vir die Here dankie, kom ons loof sy naam, kom ons sê vir die band ook baie dankie, kom ons geef hulle lekker applaus, dit is altyd lekker om die Here se naam met julle ook te kan loof en prys. Nou kom ons gaan net gou terug. Vriende, net van my kant af, baie welkom. Ek weet ek het van julle welkom geheet terwyl julle daar buite was, dalk, maar dit is lekker om julle vanoggend hier in die Here se huis te sien. Nou, net vinnig, die graad 6 en 7's. Nou kyk nou vang ek almal langs die kant omkant. Die graad 6 en 7's, Tiny, gaan die graad 6 en 7's uit? Hulle gaan nie uit nie. Baie welkom graad 6 en 7's. Is daar van julle? Julle is vandag hierso. Is lekker om julle ook te hê. Nou vriende, vir die van julle wat nuut is vandag, baie welkom. Ek het gesien hier's 'n paar hande wat hier is en ek het gesien hier's 2 hande hier en ek weet nie heeltemal of aan hierdie kant was nie, maar ek wil vir julle ook baie welkom sê. Dis my lekker om vanoggend die voorreg te hê om die Here se woord saam met julle ook te kan deel. Maar volgende week is 'n goeie tyd om terug te kom. Né? Want julle het gesien, Jan het net daarvan gepraat en Chris, volgende week is dit natuurlik die 6de April, dis my en Karen se tweeling se verjaarsdag. Die kerk het kom ons doen pannekoek. Yes. Right. Kom ek nooi sommer al die maatjies oor. Dis so free food. Ja. Nee, maar ons sal daarmee dit doen. Maar dit sal lekker wees. Dis Johannes ook volgende week weer terug op die kansel en dit is altyd lekker en 'n groot seën as hy vir ons die Here se woord bring. Maar dan vriende, is dit vir ons ook lekker om baie keer vir onsself, vir persoonlike vriende ook welkom te heet. En vandag is hier van ons persoonlike gesinsvriende. En teens Simon is self in die bediening, teens Swat ook 'n M-graad heidaglik deur SAT soos wat ek en Chris gedoen het. En hulle is sendelinge en ons dank die Here vir die werk wat julle ook doen. Teens Simon, baie welkom. Kom ons sê net vir hulle ook 'n applaus. Hulle was lekker laat. Dis regtig waar, ons eer die Here vir die werk wat julle ook in die koninkryk doen en ons is dankbaar vir dit. Nou vriende, met dit gesê, kom ons begin, Charles. Vriende, ek weet nie of julle weet nie, van julle ken dalk hierdie storie, maar dit pas so baie mooi in die boodskap wat ek vanoggend wil bring. Ken iemand dalk hierdie man? Dis nie Charles Spurgeon nie. Het lyk nogal so, maar dis nie hy nie. Vriende, hierdie man het die naam Charles Blondin. Nou, as jy nie weet wie Charles Blondin nie, is eintlik 'n Fransman, moenie vra, ek kan dit nie uitspreek nie. Dis 'n Engelse naam. Right, so Charles Blondin is bekend vir iets baie ongeloofliks en hy's 'n tightrope walker. Nou julle, ek het gaan Google. Ek het gaan kyk, kan iemand my help? Dit sê 'n koordloper. maar ek weet nie of dit 'n koordloper is of 'n stywe touloper nie. Dit klink net nie so lekker nie, so vergewe my, I'm going to use the term tightrope walker, as dit okay is. En wat hierdie man nogals merkwaardig gemaak het, was elke keer wat hy oor hierdie tou gestap het, het hy elke keer die grense probeer aanstoot. En wat hierdie man gedoen het in 1859, vriende, 30ste Junie, het hy oor die Niagara Waterfall gestap. En nou, ek weet nie of jy weet hoe dit lyk nie, maar daar's 'n prentjie van Niagara Waterfall, as jy nog steeds nie weet nie, daar's eintlik 2 dele wat uit die rivier uitkom. Daar's 'n stuk wat hier by die Niagara River afkom, en dan is daar nog 'n stuk links wat so lyk, waar die water afval. En wat Charles Blondin gedoen het was, hy het gekom en hy het 'n 340 meter tou hier naby aan die Rainbow Bridge oorgespan. Daardie tou was 8,3 centimeter lank, of dik. Nou ek weet nie van jou nie, maar dit voel nie vir my so dik om oor te stap nie. En hy het 49 meter hoog in die lug, sonder enige harnasse, sonder enigiets, is hy daaroor. Maar ek het nou net vir jou gesê, hy probeer elke keer die grense stoot. So wat hy sou gedoen het was, hy het oorgestap. Yes, en hy sou vir die mense sê, glo julle, ek kan nie oorstap. En dan gaan die skare, 10.000, 25.000 op 'n slag. Ja, ons glo jy kan dit doen. En dan sal hy met 'n blinddoek oorstap en sê, glo jy kan dit doen. Ja, ons glo jy kan dit doen. En eendag sê, alright, glo julle kan eiers gaan bak in die middel van hierdie rivier, op die tou. Hulle sê, ja, ons glo jy kan dit doen. En hy vat 'n stoof en hy gaan maak eiers en eet dit en hy kom terug. Tot op 'n dag, vriende, wat hy sê, weet julle, glo julle, ek kan met 'n krywa hier oorstap. En almal is weer vuur en vlam. Ja, ons glo jy kan oorstap. Yes, jy kan dit doen. En hy doen dit. Hy stap oor en toe hy terugkom en hy staan langs die rivier en hy kyk so vir oom Billy, ekskuus. Hy kyk nie vir oom Billy, oom is nie daar nie. En hy kyk so uit en hy sê vir hulle, wie gaan in die krywa klim? Doodste stilte. Doodstil. Niemand beweeg nie. Hulle het nou net op en af gespring, ja, ons glo jy kan, maar nou is daar geen vrywilliger nie. Jy sien wat gebeur is, vriende, hulle het gesê, ons glo, maar toe daar oorgegaan moet word in aksie, toe het vrees oorgeneem. En vrees in daardie oomblik, vriende, het hulle teruggehou.
En terwyl ek aan hierdie boodskap vir vandag dink, en ek bid al 'n hele lang rukkie oor waar is ons hierdie los boodskappe het, wat is dit wat die Here graag vir julle deur sy woord vanoggend wil sê, is 'n vraag wat by my opkom, leef ons as Christene nie partykeer so nie. Jy sien, ons is vinnig om ons hande in die lug op te steek en julle is pragtig. So ek sê dis julle nie. Right? Maar ons leef partykeer om te sê, weet jy wat ek glo? Ek glo in Jesus. Ek glo in God die Vader. Maar dan, ek vertrou op hom. Ek glo in sy beloftes. Maar sodra vrees op my pad kom, en dit kan wees oor jou finansies, soos wat ek na die video hierdie week vir julle gestuur het op 'n community groep, as jy nog nie daar is nie, gaan scan, hè. So dalk het jy vrees oor jou finansies, dalk sien jy dat daar onsekerheid of 'n ontydelike siekte in jou lewe is, wat jy nou ervaar, of dalk, soos ek genoem het in daardie video, het jy dalk die storms van die lewe wat jou huidiglik oorneem, en jy het huweliksprobleme. Sien, dis dan, wanneer ons in hierdie tye van moeilikheid kom, in tye van vrees, waar dit partykeer vir ons moeilik is, om ons volle geloof in die Here te plaas. En vriende, dis wat ek vandag wil kom doen. Ek wil vandag kom kyk, wat sê die skrif, hoe beveel, nie net sê nie, hoe beveel die skrif vir my en vir jou, om nie te vrees nie. Ek wil vir jou kom sê, weet jy wat, vandag soos wat jy hier is, kom klim eintlik in die kruiwa van geloof. Dis nou baie bland gestel, né? Maar 'n mooi prentjie, Karel. Kom klim in daardie kruiwa. En ek wil vandag vir jou kom sê, of kom deel wat die woord van God sê, dit sê deur te vertrou dat hy met jou is, dat God vir my en vir jou, vriende, krag kan gee, om vrees te oorkom, en dat sy liefde vrees verdryf. Nou vriende, jy weet, hierdie gemeente, as jy hier kuier by ons vandag, ons glo in die Bybel, en ons glo dat dit die woord van God is. So vriende, ek nooi jou uit, staan saam met my op, hou jou Bybel in jou hand, en dan sê jy die volgende saam met my, dit is my Bybel. Ek is wat dit sê ek is. Ek het wat dit sê ek het. En ek kan doen wat dit sê ek kan doen. Met my mond bely ek, en met my hart glo ek, dat Jesus die Here is. Amen. Amen. Vriende, jy kan sit en jy kan saamblaai in die woord van God na Jesaja 41 vers 8 tot 14. En vriende, terwyl julle dit doen, wil ek vir almal weer eens welkom heet wat aanlyn ingeskakel is. Dit is vir ons altyd verskriklik lekker om saam met julle op 'n Sondagoggend, ook daar waar jy is, of dit nou by die huis is op vakansie, in jou huis saam met jou die Here se woord te kan deel. So gesels saam met ons daar in die chat column. Ek sien die dames is daar agter en dis vir ons 'n voorreg weer eens om saam met julle ook vanoggend hier te kan wees. Nou vriende, kom ons lees saam. Kom ons lees saam met die Here se woord. In Jesaja 41 vers 8 tot 14 sê dit die volgende. Dit sê, maar jy, my dienaar Israel, Jakob vir wie ek uitverkies het, afstammeling van Abraham, vir wie ek lief het. Jy vir wie ek van die uiteindes van die wêreld af gegryp het, van sy uithoeke af geroep het, vir jou het ek gesê, jy is my dienaar, ek het jou verkies. Ek het jou nie verwerp nie. Vers 10 is my hoofteksvers vir vandag. Dit sê, moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie. Ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie. Ek is jou God. Ek versterk jou. Ek help jou. Ek hou jou vas. En met my eie hand red ek jou. Almal wat teen jou te kere staan, sal teleurgesteld staan en die aftog blaas. Jou teeparty sal soos niks word. Hulle sal omkom. Jy sal die soek wat teen jou veg, maar hulle sal nêrens te vind wees nie. Die wat teen jou oorlog maak sal word soos niks, soos iets wat nie bestaan nie. Ek is die Here, jou God. Hoor mooi, ek vat jou hand. Ek sê vir jou, moenie bang wees nie. Ek help jou. Moenie bang wees nie, sê die woord van God. Al is jy niks meer as 'n wurm nie, Jakob. Al is jy klein Israel, ek help jou, sê die Here, jou verlosser, die Heilige van Israel. Ongelooflike woorde wat ek en jy in die Here se woord lees. En vriende, net vinnig om die tafel te dek. Ek weet ek sê dit van elke boek, maar dit is so lekker. Hierdie is 'n ongelooflike boek. En net 'n bietjie inligting rondom Jesaja sien, jy weet nie, 'n paar interessante feite is, Jesaja word na verwys soos die klein Bybel. En jy sien, jy weet hoekom nie, wel die struktuur daarvan is baie soos die opsomming van die Bybel. Die vraag wat ek het is, hoekom? Wel, hoeveel boeke is daar in die Bybel? Ek het vir jou sweetie op jou stoel gelos as jy al reg antwoord. So, hoeveel boeke in die Bybel?
66 boeke. Hoeveel hoofstukke dink jy is daar in Jesaja? 66. Reg? Daar kry julle elkeen 'n lekkertjie. Kry jy langs staan. En vriende, hoeveel boeke dink jy is in die Ou Testament? Daar's 39 boeke in die Ou Testament. En sien wat Jesaja doen, is die eerste 39 boeke van Jesaja lyk baie soos die Ou Testament. Die boodskap volg dieselfde. Dit sê, weet julle wat? Dis is 'n common theme in die Ou Testament. Die mense beweeg weg van God af. Hulle is daar's verskriklike onsedelikheid. Hulle aanbid afgode en dis die begin van hoofstuk 41 wat ek nou uit lees vandag ook. Praat hy oor die afgode en dan kom daar oordeling. Maar dan, vriende, is daar 'n verandering in Jesaja se hart en waaroor hy profesie uitbring. En die volgende 27 hoofstukke van Jesaja verloop soos wat ek en jy die Nuwe Testament vandag ken. Daar's 'n messianiese boodskap. Weet jy wat? Julle is nog nie in ballingskap nie, maar moenie worry nie, die dag kom 'n redder wat julle gaan verlos van alles. En vriende, daar's nou vra jy dalk vir my die volgende vraagie, maar Kenneth, hoekom deel jy alles met my? Jy sien wat ek wil hê jy moet verstaan is, vriende, is dat die mense waarvan ons hier praat in Jesaja, ons het gelees in vers 8 en 9, dit het gesê, hulle is God se kose mense, Israel, het dieselfde vrees ervaar, wat baie van ons vandag moontlik ervaar. Jy sien in hierdie oomblik, in hierdie teksvers in Jesaja 41, is hulle bang. Hulle vrees want hulle weet, Assirië is besig om al die nasies om hulle te oorwin, en hulle weet nie hoe hulle voortbestaan gaan lyk nie. En God kom verseker hulle in hierdie ongelooflike teksvers deur Jesaja en hy sê, weet julle wat? I've got your back. I've got you. En vriende, ek wil hê jy moet besef dat die God wat ons aanbid, die God van Jesaja, het vandag my en jou back, as ek dit so kan stel ook. En sien God se mense, vriende, in hierdie tydperk, ons praat nou van 740 tot 680 jaar voor Christus. Jesaja se bediening was so 60 jaar. Het hierdie vrees ervaar. En dis presies soos ek nou noem, dalk is dit wat jy ook vandag ervaar. Jy ervaar dalk vrees, en ek wil kom kyk, ek wil sê, weet julle wat, is vrees vandag, wat ek en jy ervaar, is dit van die Here af? Ek wil kom kyk en sê, weet julle wat, is vrees dalk 'n probleem, huidiglik, in ons gemeente, soos wat ek en jy vandag hier sit? Is daar 365 verse, daaroor vir elke dag in die Bybel? Kom ek begin sommer daar is 'n miskonsepsie. Reg? Dis 'n mooi ding wat mense sê, maar eintlik nie. As jy baie mooi gaan kyk, dit hang af hoe jy die verbuiging van die Hebreëus of die Grieks gebruik, is dat tussen 51 en 71 verse wat presies gaan oor die woorde do not fear. En dis wat ek vandag wil kom doen, vriende. Ek wil vandag met julle kom gesels en kom kyk en sê, weet julle, Kenneth, jy gee nou vir ons pragtige inligting. Maar is dit regtig 'n probleem vandag? Is die volgende vraag. Nou kom ons kyk, Lifeway Research, as julle Lifeway Bible se toepassing ook ken. Lifeway Research doen elke paar jaar 'n klomp ondersoeke en onderhoude met mense en hulle het 1000 predikante in Amerika gevat, 1000 kerke. En hulle het gaan kyk en elke paar jaar dan gaan kyk hulle 2022. Daar was 'n bietjie van 'n afgang of 'n dip, maar kyk mooi, 69% van die predikante het gesê daar is 'n groeiende gevoel van vrees in hulle gemeentes. En dit sit dit nogals in perspektief. Jy sien 63% van die predikante het gesê, weet julle wat, as 'n groeiende gevoel van vrees oor die toekoms van ons geloof. Nou sê vir my Kenneth, maar dis Amerika. Ja, hulle meet alles. Ja, hulle doen. So voor COVID het die World Health Organization gaan kyk in 2019, want natuurlik met COVID het dinge erger geraak, was dit 301 miljoen mense in die wêreld wat gesukkel het met angs. 2023, kom ons bring dit nader. 2023 het Pharma Dynamics, hulle is ook bekend, hulle staan ook bekend as My Dynamics, het 'n studie gedoen en gesien dat na COVID 2023 in Suid-Afrika, die steekproef was nou nie fantasties groot nie, is nou nie miljoene mense nie, maar daar was 49% van hierdie mense oor die verskillende sektore wat gevoel het, hulle het 'n gevoel van angstigheid in hulle lewe. En oor die naweek is ons natuurlik fantasties, ons was weer by die kamp en Henning
en sy vrou natuurlik is Jean-Marie is daar langs ons, en ek en Henning begin bietjie gesels, en ons praat oor hierdie ding wat vandag sien ons, Henning, baie Gen Z'ers wat uit die kerk uit beweeg, né? En sien Henning wat daar sit is, as jy nie weet nie, hy is 'n spesialis, en ek moet nou net gou die woord kry, Henning, laat ek nou nie vir jou die verkeerde titel gee nie, hy is 'n Wellness Solution Design Specialist vir Discovery. En Discovery werk met meer as 300 van die mees prominentste maatskappye in Suid-Afrika. Oor 200,000 werkmense. En die 4de grootste probleem in die werkplek oor 300 maatskappye in 2024 was angstigheid, vrees. Die 2de grootste een was adjustment problems, and that's called fear of change. A fear of change. So as ons dink, ek ken nie waar jou, dalk, ek ken jou op almal, maar persoonlik weet ek nie waar jou hart vandag is nie, en dalk is dit iets wat jy mee sukkel vandag. En dis hoekom ek vandag met jou uit die Here se woord wil kom praat, en vir jou sê, weet julle wat? Die Here sê, nie Kenneth Woodward nie Tygerberg Gesinskerk nie, die Here sê, moenie bang wees nie, vertrou op my beloftes. So vriende, is julle reg daarvoor? Ek weet nie of jy dalk 'n boekie het om in te skryf nie, dalk het jy die YouVersion app waar jy klaar die raamwerk vir jouself het, maar punt nommer 1 en rede nommer 1, hoekom ek en jy nie moet bang wees nie, is wat die Here se woord sê, moenie vrees nie. Moenie vrees nie, vriende, want God is by ons. God is by ons. Ek sê jou oomblik gee om te skryf, ek sien daar is 'n paar wat skryf. Julle, ons het nou net in vers 10 die volgende gelees. Ons het gelees, moenie bang wees nie. Hoekom nie? Ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie, ek is jou God. En sien wat God hier kom doen is, vriende, hy kom gee vir ons 2 opdragte. Maar God is nie baie keer soos wat jy dalk iemand, soos kom ons praat, jy is nou baie kinders hier so, het jy al ooit gevoel jou ma of pa sê vir jou iets, maar hulle sê nie vir jou hoe om te doen nie, dis net soos jy gaan doen dit. Okay, gaan dit doen. Maar sien, God is nie so nie. God kom verklaar sy opdrag. Hy sê vir ons, weet jy wat, moenie bang wees nie. Hoekom moet ek nie bang wees nie? Wel, hier's die rede. Want ek is by jou. Ek is by jou. Hy sê vir my en vir jou, weet julle wat, moenie bekommerd wees nie. Hoekom nie? Hy sê, want ek is jou God. En sien, ek weet nie baie van julle dalk soos ek was nie. Toe ek jonger was nou lekker groot, nee, my seuns het eendag 'n foto van my gesien en gesien, "Jesu, pappa, jy het 'n 6-pack gehad, maar nou het jy net 'n 2-pack." So, ek was groot en sterk, ons nou matriek en is lekker, maar baie keer het my ma uitgegaan en my suster, hulle is by die skole wat ek al, as ek alleen by die huis. Dan lê ek binne op die bank, is groot mos nou, né? Maar in hierdie hand het ek 'n cricketbat en in hierdie hand het ek 'n golfstok. En dan hoor jy iets aan die ander kant van die huis, dan mute jy eers die TV. Dan luister jy na die klank. Maar dan gaan ek by daai gang af en ek sit elke lig aan en ek slat die bat in die muur. Almal kan mos nou hoor ek is by die huis. Kyk hoe lag af van julle. Né? So julle is maar ook so, né? En ek stap so by die huis af en ek dink, maar dit is nie so, vriende, as ek met my vriende daar was nie. As my vriende daar was dit soos, yes, man, vir klankies. Dis mos alright, man. Dan is daar so braafheid wat oor jou kom, of jy moet by 'n donker plek instap, en jy voel so 'n bietjie, jy weet, huiwerig, maar dan as jou pa by jou is byvoorbeeld, en soos nee wat, ons kan lekker afstap, ons gaan nie af. Alles is okay. Ek voel dit dan nie. Maar vriende, Deuteronomium 31 vers 6 kom sê vir ons, en die woord verklaar die volgende, dit sê, hou moed. Moses praat hier met Josua, terwyl hulle by die beloofde land, by die Jordaanrivier staan, sê, hou moed en wees dapper, en moenie bang wees nie. Moenie vir hulle skrik nie, want die Here julle God gaan saam met julle. Hy sal julle nie in die steek laat nie, en julle nie alleen laat nie. En vriende, die rede hoekom ek hierdie vers vir jou gee, is ek probeer vir jou in jou gedagtes 'n prentjie skets om te sê, weet julle wat, die Here ons God wat vir my en vir jou sê, ek is by jou, was 3500 jaar gelede saam met Josua by die voet van daardie Jordaanrivier. En 700 jaar later, toe hy deur Jesaja die profeseë begin gee, was hy daar. Dieselfde God, vriende, sê vir my en vir jou vandag in Matteus 28 vers 19 tot 20, ons ken the great command, nee, ons ken daai deeltjie, dit sê, gaan dan al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en wat? Leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel. En onthou, ons mis daardie deeltjie, en onthou wat? Ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld.
Ongelooflik. Kan iemand sê amen? God is met ons, vriende. Tot die volëinding van die wêreld. Het Jesus al teruggekom? Hy het nie al teruggekom nie, vriende. Ek en jy sit hier. Dis 'n goeie rede daarvoor dat ons dit weet. En hier sê vir my en jou, nie worry nie. Ek is by jou. En vriende, terwyl ons hierdie lees, dan besef ek, soos wat ek hierdie teksvers lees, dan besef ek dat ek en jy nie meer kan bang wees nie. Ons kan nie bang wees nie, want Jesus het, soos ek gesê het, nog nie teruggekom nie. En daarom moet ons rus in die feit dat die Here vir my en vir jou sê, ek is by jou. So die vraag wat ek dan stel is, as ek bang voel, as ek in 'n situasie kom waar ek moontlik vrees ervaar, moet jy nie vir jouself vra, wat is my grootste versekering nie. Vra eerder vir jouself, wie is my grootste versekering? En vriende, die antwoord op dit, as jy in die Here ken en jy het hom aangeneem as jou verlosser, dan weet jy wat die antwoord is. God, wat die hele hemel en aarde geskep het, hy is by jou. En as jy nog steeds sukkel met daardie gevoel van vrees, vriende, dan is hierdie waar jy nou is in die geloofsgemeenskap belangrik vir my en vir jou. Omring jouself met mense wat vir jou kan kom herinner van die Here se beloftes, wat hy vir my en vir jou in sy woord sê. Want vriende, ek gaan nou 'n bold statement maak. Moet my nog nie gooi met 'n skoen nie. Vrees is nie van God nie. Vrees is nie van God nie, vriende, dis 'n wapen wat die vyand gebruik om vir my en vir jou mak te maak, of vir ons lam te maak en vir ons te laat vergeet van God se beloftes. So rede nommer 1, vriende, en wat gebeur is dit 'n klein stukkie, is as ons probleme, as ons fokus wegvat van ons probleme af, en ons fokus op Here se teenwoordigheid, dan sal ons oorwinning kry. Rede nommer 1 dan is, vriende, moenie vrees nie, want God is by ons. Rede nommer 2 is, moenie vrees nie, want God gee ons krag en nie vrees nie. God gee ons krag en nie vrees nie. Weereens kan jy dalk begin met die vraag, maar Kenneth, hoekom sê jy nou vir ons nou net, maar vrees is nie van die Here nie? Wel, vriende, in Jesaja het ons nou net gelees, die res van vers 10 sê, ek versterk jou, ek help jou, ek hou jou vas, en met my eie hand red ek jou. En as ons hierdie woordjie versterk neem, vriende, ons gaan kyk in die Hebreëus, dan is daar die woord versterk, die woord almats. En almats, in die Browns Driver en Briggs lexicon, sal vir jou sê, it's to be strong, it's to be alert, courageous, depending on, afhangende van die verbuiging wat hulle gebruik, stout, bold, solid, hard, persistent, or to prove superior to. Nou vriende, ek weet nie van jou nie, maar as iemand vir my kom sterker maak, hy maak my waaksaam, hy maak my dapper, en hy kom ons sê dit maar, superior to, 'n wenner, dan is ek seker so 'n persoon verswak my nie. Hulle is besig om my wat te gee? Krag, vriende. En nou is daar die vraag, kom ek antwoord dit vir jou, kom vrees van die Here af. Kom ons kyk wat sê die woord. 2 Timoteus 1 vers 7, Paulus praat hier met Timoteus wat 'n bietjie, jy weet, neergedruk word oor die feit dat hy die evangelie nog, en hy kom bemoedig hom, hy sê, weet julle wat, die gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie wat nie. Dit maak ons nie lafhartig nie. Maar dit kom doen wat? Dit vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Vriende, ek het al voorheen hierdie vers gebruik, en ek wil hier net vir 'n oomblik stil staan, waar Craig Rochelle sê die volgende, hy sê, what we worry about the most often reveals where we trust God the least. En dalk is dit 'n oomblik vir jouself, net om te kyk, is dit dalk ek? Jy sien, toe Petrus uit die bootjie uitklim en hy hou sy oë op God, toe kon hy op die water loop. Maar wat het gebeur die oomblik toe hy sy oë van Jesus afhaal? Toe begin hy sink, hy word bewus van dit wat om hom aangaan, hy word bewus van die branders, die storm, en hy begin sink, want hy staan nie meer in sy eie krag nie. En vriende, ek en jy kan vrees oorwin, deur om in God se krag te staan, en sy beloftes te staan, en geloof uit te oefen. En as julle daardie oomblik besef dat ek en jy kan krag kry,
Soos wat ek genoem het, ek en jy is braaf wanneer ons in ons pa se teenwoordigheid is. Ek weet nie of van julle so was nie, ek het ouer kinders om my gehad altyd, waar ek groot geword en as daar ietsie was, dan as ek my pa daar by die parkie aankom, dan voel ek mos nou, kom, enigiets kan gebeur. Nee, jy voel sommer net, jy weet, sterker. Ek en jy put krag, vriende, by ons Vader. Ek en jy kan krag by hom kry wanneer ons wat doen? Wanneer ons in sy teenwoordigheid kom, vriende. Wanneer ons sy woord lees, wanneer ons bid, wanneer ons sy woord nagaan, en ons harte oopbreek, en vir hom vra om ons te help. Dominic Chris vertel so 'n pragtige storie, hy sê altyd vir ons, weet julle, sy Jack Russell, jonge, hy dingetjie was bang vir alles, maar laat hy nou net met hom stap, in die straat af, en blaf hy Jack Russell vir almal. Hoekom? Want die Jack Russell is in sy pa se teenwoordigheid, en hy weet hy's veilig, hy weet waar sy krag kry. En vriende, ek bid so vir jou, dat jy sal 'n gevoel hê wat Dawid gehad het in ek gaan hierdie netjie skiep, in Psalm 27 vers 1 tot 4, waar Dawid sê, die Here is my lig en my redder, vir wie sou ek bang wees? Die Here is my toevlug, vir wie sou ek vrees? As misdadigers op my afstorm om my dood te maak, my teestanders en my vyande, dan is dit juis hulle wat struikel en val. Al sou 'n leer teen my stelling inneem, sal ek nie bang word nie. Selfs al sou die aanval op my begin, sal ek nog steeds vertroue hê. Net een ding, luister mooi wat sê Dawid. Dit was so kosbaar toe ek en Dominic Chris hierdie verse met mekaar kon deel. Net een ding het ek van die Here gevra, en dit sal ek najag, dat ek my hele lewe lank in sy huis mag woon. Vriende, in God se teenwoordigheid, want daar gaan jy sy goedheid belewe. En Dawid sê, en daaroor sal hy elke dag nadink. En vriende, dit is in die Here se lig waar jy sy warmte gaan ervaar, dit is waar jy sy liefde gaan ervaar, dit is waar jy 'n volle oorwinning en goedheid gaan beleef. Maar dan wil ek jou ook verseker, as dit die Here se wil is, nie myne nie, as dit sy wil is, wat ons najag, sal hy jou moontlik oor jou stryd laat oorwin. Vriende, rede nommer 1 was, moenie vrees nie, want God is by ons. Rede nommer 2 is, moenie vrees, want God gee ons krag en nie vrees nie. En die derde een is, moenie vrees nie, want God se liefde verdryf vrees. God se liefde verdryf vrees. En vriende, ek wil vir jou sê, hierdie punt, al lyk dit so maklik, maar toe dit hierdie deeltjie kom om te sê, die liefde verdryf vrees, het ek getop oor hierdie punt, tot en met gisteraand, en as van julle my vrou en almal weet, toe Christof gisteraand my boodskap stuur, Dominic Chris bel my Johan, toe is ek nog steeds besig met hierdie punt, want ek wil dit nie verkeerd kry nie, want ek wil hê jy moet verstaan, hoe God se liefde werk. En dalk is hierdie tyd om vir mekaar te sê, wat sê die wêreld is vrees? Sien die wêreld sê, as jy vinnige Google searchie doen, sê die wêreld vir my, vrees is 'n fundamentele menslike emosie. Ja, ek verstaan dit. Dis 'n natuurlike reaksie op waargenome gevaar of 'n bedreiging. En hoe manifesteer dit in my en jou lewe? Is 'n sterk woord as beide 'n fisiese, maar dit kan ook 'n sielkundige veranderinge wat ons uiteindelik voorberei om een van twee goed te doen. En jy het dit baie al gehoor. Of jy gaan veg, of jy gaan vlug. En terwyl ek met hierdie gedagte sit oor wat vrees is volgens die wêreld, en ek sit en dink oor hoe gaan ek Jesus se liefde, sy volmaakte liefde aan julle kan oorbring in 'n manier wat verstaanbaar is, wat anders dalk is wat ons elke dag hoor, dink ek aan die volgende persoon. Julle gaan hom dalk moeilik sien, want die foto is lank teruggeneem. Hierdie is my pa. Daai foto is 12 Februarie 2012 geneem. Dis presies 'n maand voor my en Karen se eerste kind, Emabel, gebore is. En daai dag het my pa vir my die volgende gesê, ek het dit met al 'n party van mense al gedeel, vir alles hulle kinders kry. En daai dag het my pa vir my die volgende woord uitgesê, Kenneth, you don't understand unconditional love. Not yet. You love your wife, I can see you love her. But you don't understand unconditional love yet. He says, the moment you hold your daughter in your hands and your arms for the first time, then you understand unconditional love. Then you understand that you will be able to fight
for that child. You'll be able to do things you can never comprehend. Nou, dis nie my boodskap nie, asseblief, moenie daar vassit nie. Right? Maar ek het verstaan die punt wat hy probeer maak, en hy het vir my gesê, Kenneth, that's when you understand the gift God has given you. En vriende, in daardie oomblik, besef ek, 1 Johannes 4, vers 18, maak toe vir my sin. As ek vir jou sê, die rede nommer 3 is, moenie vrees nie, want God se liefde verdryf dit, dan sê 1 Johannes 4, vers 18 vir my en jou, waar liefde is daar geen vrees nie. Maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verdryf of verwag straf. En wie nog vrees het, nie volmaakte liefde nie. En dis nogals iets om in te neem. Wie vrees, het nie volmaakte liefde nie. En net om vinnig hierdie teksversie in konteks te plaas, is Johannes besig met gelowiges te praat, en hy moedig hulle aan om in liefde te leef. En hierdie hele stukkie, hierdie hele hoofstuk gaan oor God is liefde, en hy kom beklemtoon vir ons, dat God liefde is in 2 verse, vers 8 en 16, hy sê vir ons, weet julle wat, liefde is 'n bewyse van ware geloof, want ek sien hoe jy die Here liefhet, deur hoe ons met mense te doen gaan, en hoe ons meewerk met hulle. Maar dan word liefde ook tot volmaaktheid in my en jou gebring, wanneer ons op God vertrou. En vriende, soos wat ek hierdie vers lees ek, en ek besef vers 17 is jy moet asseblief gaan lees, praat die Here hier, en Johannes praat oor die oordeelsdag, dan verstaan ek hoekom hierdie vrees wag vir straf, en dan besef mens, weet julle wat? Ek en jy kan nie konstant in vrees leef nie. Hoekom nie? Want vrees in Johannes fokus op die oordeel. Dit fokus op die oordeelsdag, die wederkoms wat kom, en dit fokus nie nou op die verhouding wat God met jou wil hê nie. Jy sien vriende, as ek en jy verstaan wat God se liefde is, as ek en jy verstaan dat sy liefde en hoe hy vir my en jou veg, dan besef ons, en dan klik dit in my kop, wat my pa vir my gesê het, dat die Here sal veg vir my en vir jou, dit strek baie verder, as wat ek en jy ooit kan dink of doen. Want die Here het sy seun vir my en jou gestuur, om vir my en jou te sterf, sondaars. En dan kan mens net die Here se naam loof en prys, en sê dankie Vader, want hy het die dood oorwin. Hy het die dood klaar oorwin, vriende, en dan kan ek en jy nie meer vrees nie. En dis wat ek besef, en ek hoop jy besef dit ook, vriende, is dat vrees en geloof nie kan saam bestaan nie. Dit kan nie saam bestaan nie. Wanneer ek en jy God se liefde werklik verstaan, dan verloor vrees sy houvas in my en jou lewe. En vriende, dan moet jy nie 'n handskoen wees nie. Jy sien, na watter beeld is hierdie handskoen geskape? Enigiemand? Die beeld van 'n hand. Maar sien, daai handskoen beteken niks as jy nie jou hand binne in die handskoen sit nie, dan kry die handskoen sy doel. En dan wil ek hê jy moet besef dat vriende, jy moet toelaat dat Jesus in jou kom werk, in jou kom woon, dan het jy 'n doel. Dan het jy 'n doel hier op aarde om die woord en die boodskap van die Here Jesus se genade met elke persoon daar buite te gaan deel. En vriende, dan, soos wat ek en jy met die Here Jesus wandel, soos wat hy in jou skaaf en my skaaf, en ons elke dag meer en meer soos hy maak, so groei ons in daardie volmaakte liefde waarvan Johannes praat. Dan is vrees nie meer welkom nie. Vriende, tree in liefde. Ek en jy tree dan in liefde met mekaar op. Dit verander ons huwelike. Hier sit dalk van julle wat daar 'n fokusverskywing nodig het. Sien, my fokus is dan nie meer op selfbehoud as ek Jesus se liefde verstaan nie. Dit gaan meer oor 'n selfopofferende liefde in ons verhoudings. En dit kan 'n proses wees, ek verstaan. Aan die begin van my verhouding, niemand kom leer jou wanneer jy trou is, hoe om te beklei met jou vrou nie. Daar's nie 'n klas wat sê, dis jy beklei met jou vrou, jy doen dit. Niemand leer jou dit nie. En natuurlik, wat doen ek? Dwaas. Ek bly stil vir 3 dae. Tot my eie spyt. Vir wat?
My vrou is perfek in die Here se oë. En wat doen ek? Dis mos alles oor ek. Jy kan wag dat ek met jou praat, Dion. Kom wag. Tot op die dag, vriende, wat ek en Karen uit hierdie gemeente uitstap in die skoolsaal, en ek en Karen sê vir mekaar, weet julle wat? Ek en jy praat met geen ander persoon soos wat ons met mekaar praat nie. Ek en jy wys Jesus vir elke mens daar buite. Hoekom wys ons dit nie vir mekaar nie? En net daar besef ek weer eens, kyk hoe die Here werk, volmaakte liefde. Hy's lief vir my, hy's lief vir haar, hy het ons eerste lief gehad. En daarom beklei ons nie meer met mekaar nie, ons begin nou vir mekaar beklei. En wat 'n ongelooflike gedagte in jou huwelik, as jy tot daardie beseffing kan kom, vriende, en die orkes julle kan opkom, ek gaan nou afsluit. As is die oomblik wat ek en jy weet en verstaan hoe Jesus elkeen van ons lief het, vriende, met jou foute, met my foute, met jou nikke, met my nikke, is daar nie meer plek vir selfsug nie. Want hy het vir jou geveg. En ons kan oorwinning in hom kry. Vriende, vrees is 'n natuurlike reaksie, want ek en jy weet nie wat volgende gaan gebeur nie. Dis hoekom ons daardie vrees ervaar is, omdat ons nie die uitkoms kan beheer nie. Maar wat ek vandag vir jou wil kom sê, as jy alles vergeet is jy kan staat maak op 'n God wat vir duisende jare sy mense lei, wat vir duisende jare sy mense oorgeleef het, vandag nog mense red. En dan sal jy besef dat ek en jy vrees kan oorwin deur om God se teenwoordigheid te vertrou. Ek en jy kan oor vrees oorwin as ek en jy in sy krag staan, en ek en jy kan oor vrees oorwin om in sy liefde te wandel en te rus. En my gebed is dat jy daardie volmaakte liefde, vriende, sal ervaar, en dat jy kan opstaan aan die einde van hierdie dag, aan die einde van die week, aan die einde van jou lewe, en jy kan soos Dawid sê in Psalm 34 vers 5 in die ou vertaling sê dit mooi, hy sê, weet julle wat? Ek het die Here gesoek, en hy het my geantwoord, en hy het my uit al my vrees gered. Amen. Kom ons bid saam, vriende. Here Jesus, ons wil vir U dankie sê. Ons wil eerstens vir U dankie sê vir die groot genade, en Here, U groot liefde. Here, dat U vir my en vir elke persoon wat hier sit, of dalk aanlyn ingeskakel is, Here, dalk nog nie hulle lewe vir U oorgegee het nie, Here, dat U vir elkeen van ons op 'n kruis gesterf het, ons sondes op U geneem het, sodat ons vandag hier kan staan, en vrylik kan sê, dat ons op U beloftes kan vertrou. Here, dankie dat ons na U woord kan gaan, as ons onseker is, as ons vrees ervaar, Here, dan kan U woord, wat lewendig in ons lewens vandag nog werk, vir my die versekerheid en versekering gee, dat ons kan vertrou op U. Here, ek bid dat U teenwoordigheid in ons gemeente, en in die Kaap gevoel sal word deur mense, Here. Here, dat mense hulle oë op U sal hou, en nie in die wêreld sal plaas, en gaan antwoorde soek in die wêreld nie, Here, maar dat hulle elke dag U sal najaag, en hulle antwoorde by U kom kry. By U voete, Here, en in U woord. Here, ek bid as daar mense is wat vandag dalk hier sit en met hierdie gevoel, hierdie emosie van vrees sukkel, Here, bid ek dat U deur die Heilige Gees in hulle harte ook sal kom werk. Here, dat U hulle gedagtes sal verneem, dat sal verstaan dat U is die God wat ons vandag gelees het, wat saam met Josef by die beloofde land gestaan het. Here, is die God wat Jesaja waar ons hier gelees het, vir die Israeliete kom help het om oorwinning te haal en behaal. En U is dieselfde God wat vandag leef, wat ons nog vashou in ons tye van nood. En Here, daarvoor wil ons U naam eer, ons wil U naam loof, en ons wil vir U sê, dankie Here. Jesus kan sê, amen.